Nou, omdat dit vandag Vrouwendag is en vandag val die Vrouwendag op 'n Sondag. Nee, ek gaan nie preek nie. As julle vir my wil hoor, moet julle na die vroue naweek toe kom. Net sommer nog 'n ad daar ingegooi. Nee, ons het vandag 'n baie spesiale spreker hier by ons Ilse Roux. Nou Ilse en haar man François is al vir baie jare by die bron, seker al 14 jaar. En hulle was vir baie lank ook selleiers by ons. En julle ken haar dalk as die bekende trourok ontwerper en spreker by verskeie kursusse en kampe en geleenthede. Maar wat my seën van Ilse is dat sy te midde van baie persoonlike challenges wat sy moet face, het sy 'n ongelooflike liefde vir Jesus en 'n geweldige liefde vir die woord van God. Nou sy is ook 'n skrywer en haar mees onlangse boek, Die Bybelse Vas, wat nou al in tweede druk is 'n uitstekende boek. Ek self het die boek gelees, ek het dit baie geniet. Dit is 'n in diepte Bybelstudie oor wat die Bybel sê oor vas. En ongelukkig het die eerste diens se mense dit klaar opgekoop, alles wat sy saamgebring het. Maar as jy belangstel om die boek te koop, is jy welkom om na die tyd by die Infodesk te gaan en jou naam op te sit en 'n bestelling te maak. En dan sal sy dit vir jou bestel. Dit is ook beskikbaar op Takealot en op enige goeie boekwinkel het dit. Dat as jy sou belangstel. Nou, hoekom het ons nou vir Ilse gevra om te kom praat oor die Bybelse vas? Wel, soos wat julle nou die prediking oor die afgelope tyd al beleef het, van Henry en van Gary, is ons besig om te preek oor om onsself in posisies te plaas, om die kruiswerk van Jesus meer te ervaar. Om dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, daai totale verlossing, daai totale vrymaking, sonder ons te doen, sonder iets wat ons hoef te werk aan, maar om onsself so te positioneer, dat ons meer van daai begin ervaar, en deur ons lewe kan dat vloei. Nou, vas is een van hierdie dinge. Dit is hoekom ons gevra dat sy kom praat daaroor. Ons gaan 'n bietjie fokus verder aan oor gebed, oor vas, en het is so lekker om iemand in die gemeente te hê wat al reeds 'n hele boek geskryf het daaroor, en dit is hoekom ons haar genooi het, en ons het sommer so tussen die twee dienste 'n bietjie gesels, en dit het my laat dink aan jare terug het Henry en Justine, in die begin van elke jaar het hulle, soos die eerste van die Januarie, dan bid hulle vir Januarie, en die tweede van die Januarie bid hulle vir Februarie, en so het hulle aangegaan, en die kinders was nog baie klein, en dan het Justine vir hulle gesê, okay, kom ons bid nou vandag vir Februarie, vir Maart, vir wat ook al, en as Jesus vir jou prentjie wys, kom ons skryf dit neer, en dan as ons daar kom, dan kyk ons of dit gebeur, en hulle het gevas ook in daai tyd, en Levon was klein, ek dink sy was 4 of 5 gewees, en sy het in die jaar 2020, toe hulle gebid het vir, ek kan nie onthou wat 'n maand nie, het sy 'n beeld gesien, en sy het gesê, sy sien, dat die hele wêreld hand sanitizer vat, en dit op hulle koppe smeer, en Justine het dit neergeskryf, en gedog, ag shame, sy probeer ook ietsie sien, en toe is dit die jare wat COVID tref, en toe die Heilige Gees deur 'n 4-5-jarige gepraat, sonder dat ons geweet het waaroor dit gaan, en dit is wat gebeur het, nee, hand sanitizer oral. So, mens is nooit te groot of te klein om jouself voor God te verootmoedig en van God te hoor en die Heilige Gees toe te laat om deur jou te vloei nie. So Ilse, baie welkom by ons. Sy preek en bedien oor haar getuienis en oor haar boeke en nou uiteindelik ook by jou eie gemeente, die bron. Sy is baie welkom hoor. Baie dankie. Baie dankie Rona en Gary vir die voorreg om hierdie platform te mag bedien. Baie dankie dat julle my vertrou met die boodskap. Dit beteken geweldig baie. Baie dankie vir julle wat hier is, wat so dapper was om in hierdie koue weer uit te kom vanoggend. Baie welkom ook aan elkeen wat aanlyn kyk. Julle is ook baie welkom. So ek praat oor die Bybelse vas en vir baie mense is dit eintlik 'n konsep wat vreemd is. So dalk het julle in 'n huis groot geword waar dit beoefen is. Ek het glad nie geweet van vas nie. Ek was omtrent 39 jaar oud toe ek vir die eerste keer gehoor het van vas. Ek weet die moslems vas, maar ek het eintlik regtig geweet hoekom hulle vas nie. So ek gaan sommer net 'n bietjie my persoonlike getuienis met julle deel om te vertel hoe het ek hierdie konsep ontdek. Want ek
In 2008 vir die eerste keer, so Oktober 2008, stap ek in Koem Boeke in Tegevallei in en daar is hierdie groot hoop nuwe boeke wat Jensen Franklin vrygestel het. En ek staan met die boek in my hand wanneer jy vas en ek dink, die vorige week het ek in Matteus gelees, wanneer jy bid en vas en vir armes gee, sonder dat iemand daarvan weet, dan sê God se woord, hy sal ons beloon. So ek het daai boek opgetel, omdat ek graag wil weet, hoe lyk die belonings wat mens kry as jy gaan vas. Ek het die boek gelees en het heeltemal 'n nuwe wêreld vir my oopgegaan. Ek het gelees, daar's tipes vas, tydperke van vas, Bybelse figure wat gevas het en hoe hulle deurbrake gekry het. Ek lees in hierdie boek van getuienisse van mense, van mammas wat gevas het en hoe hulle kinders tot bekering gekom het. Ek lees van mense wat van afhanklikheid ontslaag geraak het toe hulle besig was om te vas, van genesings wat plaasgevind het. En tydens hierdie lees van hierdie boek het daar geloof in my binneste opgestaan en ek het geweet daar's 'n paar goed in my lewe en in my familie se lewe waarvoor ek deurbrake nodig gehad het. So ek het begin vas. My heel eerste vas was 'n 3 weke Daniel vas. So daar is min of meer 3 hoofsaaklike tipes vas. Die eerste tipe vas is 'n algehele vas waar mens glad nie water of kos inneem nie vir so 'n dag lank vir 24 uur. So is hierdie mikrofoon nog oukei? Okay. Omtrent so 24 uur, maar dan moet jy glad nie iemand wees wat strawwe oefening doen nie. Jy moet ook nie swanger wees of op kroniese medikasie wees nie. Nou is voorbeelde in die Bybel van so 'n algehele vas. Die Jona vas is byvoorbeeld een waar hulle selfs vir die diere gesê het, we gaan nou vir hulle kos en water gee vir 'n hele dag lank, omdat hulle self voor God verootmoedig het. Die tweede tipe vas is 'n gedeeltelike vas, soos byvoorbeeld die Daniel vas, waar mens net sekere kostipes uitsny. So die Daniel vas is 3 weke min of meer, vrugte, groente, water. Net dit. Glad nie, no wheat, meat of dairy, glad niks, enigiets anders, nie eiers nie, niks. Ek sit wel 'n bietjie speserye by, né, om daar 'n bietjie geur te gee. En dan die gewone vas is waar mense slegs water inneem. Dit kan van 1 dag wees tot 21 dae. Ek het al gehoor van mense wat 40 dae watervas doen en nog nie daai gedoen nie. Maar jy sal ook nie soos Jesus 40 dae in die woestyn kan vas sonder kos of water nie. Dit is humanly impossible. Maar van kos, mens kan definitief van kos vas. So as jy op kroniese medikasie is, dan sal ek die Daniel vas aanbeveel, sodat jy wel nog iets kan eet. So my eerste vas, het ek gevas, die heel eerste ding was vir 'n 4-jarige seentjie in ons familie, wat sy bed nat gemaak het, die mooiste kind. En wanneer hy partykeer by ons oorgeslaap het, het hy vir my gesê, "Sjoe, Tannie, ek het vandag verskriklik gesweet." En dan sien ek hoe skaam hierdie kind is. En my hart het gebreek en ek het gedink, Here, ek kan nie dink dat dit U wil is dat 'n klein seentjie sy selfbeeld so moet seer kry nie, en ek het gevas vir die bed nat maak. Dit was nog nie so erg dat sy ouers hom al by 'n dokter gehad het nie, maar ek het die kind so jammer gekry. En na die 4de dag wat ek gevas het hy nie meer sy bed nat gemaak nie. Het jy ooit gedink dat bed nat maak spiritually connected kan wees? Ek het nie, glad nie. Op daai oomblik het my hele ken en verstaan van die gees en die vleesrelm heeltemal verander. Forever verander. Vandag weet ek dat deurbrake eers in die gees plaasvind en dan vind dit in die vlees plaas. Die gees gaan die vlees vooruit. Die tweede ding waarvoor ek gevas het was my personeel se bonusse. So in 2008 was die besigheid so 3 jaar oud gewees. Ek het nog nie baie personeel gehad nie, dit kleinerige salarisse gehad, maar hulle was so getrou en ek wou so graag net vir hulle wys hoe baie ek hulle waardeer. Hulle toewyding, dat hulle nooit afwesig is nie, dat hulle die belange van die besigheid so mooi op die hart dra. So ek vra toe, Here, wys my, hoe kan ek die somme maak om vir hulle volledige bonusse soos 'n 13de salaris te gee in Desember. So ek was al besig om gedeeltetjies weg te sit en eenkant te sit en te bære. Maar ek vra dat die Here moet help. Einde van die 2de week wat ek vas. So
Ons huis, ons woon onder, in die onderste verdieping en die boonste verdieping is my bridal studio. En my binnekamer is daar op die boonste verdieping, binne in my paskamer. So ek sit die Saterdag met my kamerjas aan, met my rug so teen die kas se deur en ek is besig om met die Here te praat en my hand is in die lug, ek is besig om te worship. En die volgende oomblik kom daar 'n WhatsApp deur. 'n Inbetaling van R24.000 in 2008. Nie van 'n faktuur nie, niemand het my geld skuld nie. Die inskrywing daar sê van my peettante, wat op daai stadium alreeds 2 jaar terug oorlede is. Sy kan nie die inbetaling maak nie. Ek het alreeds van haar geërf. Tot vandag toe, 18 jaar later, onverklaarbaar, R24.000 in my rekening. Julle maak huil voor die Here. En ek loof hom net. Ek hardloop by die trappe af, ek sê vir François, 'n tiende vir die kerk, onmiddellik. Ons skuif dan nou die geld, dat ons bonusse kan gee vir die personeel. En toe is daar geld oor, en ek sê, Here, wat moet ek hiermee doen? Want ek weet hierdie geld is nie myne nie, waarheen moet dit gaan? En ek beleef dat ek hierdie vasboeke van Jensen Franklin moet aankoop, en uitdeel aan mense, wat meer wil weet oor vas. So gaan ek kom toe, ek koop bokse en bokseboeke. Dis later ver verby daai bedragie wat oor was, né? Want my hart was so vol van hierdie boodskap gewees. Ek wou dit uitdeel en die boodskap net soveel verder bring. En hier waar ek vandag staan, weet ek dat daai gehoorsaamheid wat ek op daardie stadium gedoen het, was maar net die gehoorsaamheid op daardie tyd wat ek van die Here gehoor het, né? Vandag weet ek, die Here het toegelaat dat ek saad in die grond saai. Want op daai stadium het ek nie die vaagste idee gehad dat ek ooit eendag self 'n vasboek gaan skryf wat hier op eie bodem gaan verrys nie. So na ek die boeke beginne versprei het, kom daar 'n kliënt by my. Sy kom vir haar eerste pas vir 'n trourok en ek is so opgewonde oor die boek. Ek vertel vir haar daarvan. Sy kom die volgende week terug vir haar pas 2. Sy sê vir my, jy sal nie glo nie. My sussie het daai boek vertaal uit Engels uit in Afrikaans en sy werk by die pakhuis. So as jy nog boeke wil hê, dan kan jy dit teen kosprys by haar aankoop. Is dit die Here se manier om te sê, I'm blessing your obedience, nie? So baie keer gaan jy wonder, het ek die Here se stem reg gehoor? Of is dit nou maar net my eie gedagtes? Het ek hierdie storieetjie nou maar opgemaak in my binneste, né? As jy wonder of jy van die Here gehoor het, kan jy dit meet aan 3 goed. Dit sal altyd wees tot ene verheerliking van sy naam, tot uitbreiding van sy koninkryk, en dit gaan iets van jou vra. Die vyand sal nooit God se naam verheerlik of enigiets van jou vra nie. Hy sal vir jou die easy way out gee. Die derde ding waarvoor ek gevas het, was vir 'n alkoholist, 'n aangetroude familielid in ons extended family. Ja, maar enigiemand van julle wat 'n familielid het wat struggle met enige vorm van verslawing, sal weet dis ontsettend moeilik. Dis nie net daai gesin wat beïnvloed word nie, die hele familie rondom so iemand word beïnvloed. Al die verhoudinge word geïmpakteer. So ek onthou hoe ek in my daai binnekamer gesit het en gehuil het voor die Here dat die druppels op die mat val. Daar was soveel kere wat ek gesê het, Here, ek begeer dit deurbraak in daai man se lewe meer as wat ek die kos vir my liggaam begeer. Dis hoe erg die begeerte is na 'n deurbraak. En in my terwyl ek bid het ek in my gees gesien, Here, I just want you to anoint him with your oil. Dat hy so glibberig sal wees dat die vyand se kloue uit hom sal uithak, dat hierdie alkoholdemoon of hierdie gees van verslawing net uit hom sal uitgly. Aan die einde van my 3 weke vas, toe ek die aand die lig afsit, kom daar 'n WhatsApp deur van hierdie man se vrou wat vir my sê, ek wil graag hê jy moet die eerste ene wat weet. My man het homself vandag vrywillig by 'n rehab gaan aanboek. Dit is die wêreld se arrogantste man. Jy kan vir hom nooit iets vertel nie. Hy weet altyd iets beter. En dis wat die Here doen. Ek het nie 'n woord met hom gepraat of met haar gepraat nie. Hy het nie geweet ek vas nie. Maar dis wat God kan doen. Dis wat in die geesriem gebeur, wat agter die skerms gebeur. Wanneer 'n mens wanneer jy jouself aan God onderwerp, want wanneer ons onsself aan hom onderwerp, dan beweeg jy onder sy gesag in, onder sy wil in lyn met God se woord, en is dan wanneer die wonderwerke gebeur. Die wonderwerke kan nie gebeur wanneer ons besig is om in pride te operate nie.
So elke keer wat hierdie wonderwerke gebeur, dan is dit eintlik maar net wys terug na die kruis en alles wat Christus alreeds vir ons gedoen het. So in hierdie hele proses van boeke uitdeel en gee, sê ek op 'n stadium vir die Here in my binnekamer, Here, as daar iets is wat ek het, wat iemand anders eintlik nodig het, sê my, ek sal graag gee. Want ek het maar gehoor, mense gee motors en sulke goeders weg, en ek het nie gehoop, Here sê dit vir my nie, maar in elk geval, so staan ek, ons is op daai stadium nog in La Rochelle gemeente, in Bellville, en as 'n mens soveel wonderwerke van die Here beloof het, dan kan ek nou nie meer so staan en worship nie, my hande is daar, en ek weet, mense het na my gekyk, en wie is die snaakse tannie nou, wat doen sy nou dit? So, I'm reaching out to the God that first reached out to me. En terwyl ek so staan in worship, beleef ek die Here sê vir my, R10,000 vir daai persoon. Ek sê, Here, wat van 5? En duidelik in my gees hoor ek, as jy gehoorsaam wil wees, is dit R10,000 vir daai persoon. En Here, wat van 7? Weer hoor ek duidelik, as jy gehoorsaam wil wees, is dit R10,000 vir daai persoon. Want wanneer jy vas, dan draai mens die geraas van die wêreld af en jy hoor God se stem so duidelik, soos iemand wat nou net gepraat het hier agter jou. Omdat toe ek sê dis reg, hier het ek vrede in my binneste. Ek gaan skryf 'n cheque uit. Ja, dit was die tyd van die checks nog gewees, né? Sit dit in 'n koevertjie en gaan lewer dit. Dis nie mense wat ek goed ken nie. Dis die huisvriende van ons nie, maar ek weet wat die man se naam is en ek weet waar hulle bly. Gaan gee die koevertjie af daar, die volgende dag bel hy my. Hy sê vir my, Ilse, wil net gou seker maak, jy het dalk te veel nulle hier, per ongeluk te veel nulle hier bygesit nie. Ek sê nee, kan jou verseker, dis die regte. Ek moes nie vir die man vertel ek het nog gestry met die Here ook oor hierdie bedrag nie. So 'n paar maande later, dit was so Oktober, November 2008 gewees, né? Begin 2009 loop ek om raak en hy sê vir my, hoor, ons het jou toe nou nooit vertel nie, maar daai bedrag wat jy vir ons gegee het, was die presiese bedrag wat ons nodig gehad het, om in daai Desember my vrou se salaris te vervang, want ons Down-syndroom dogtertjie was so siek gewees, dat my vrou nie in haar eie besigheid kon werk nie. Kan jy hoor, there's someone else waiting on the other end of your obedience? As ek nou net 5 of 7 gegee het, sou hulle nooit geweet het, dat God so volledig kan voorsien nie. What an amazing God we serve. So die goed wat ek geleer het uit vas uit, is byvoorbeeld dat die gees en die vleesriem so in een gevleg is. Deurbrake vind eers plaas in die geesriem en dan speel dit uit in die vleesriem. As daar 'n brandende begeerte in jou hart is en die Here lê dit nou op jou hart, né? Daai deurbraak gaan eers in die geesriem moet plaasvind voordat hy in die vleesriem gaan uitspeel. Ek het ook geleer waar my versadigingspunt is. Ek het op 'n plaas groot geword in Mamasbury en ons is groot geword, jy moet alles opeet wat in jou bord is. So ek het nie geweet daar is iets soos 'n versadigingspunt nie, né? Vas het my geleer, daar's 'n versadigingspunt en ek eer die Here graag om net te eet op by my versadigingspunt. Partykeer is dit moeilik, want kos is lekker en ons Suid-Afrikaners eet baie graag. En dan het ek ook geleer dat 'n mens nie net honger raak wanneer jou liggaam honger is nie. Partykeer het 'n mens 'n geeshonger. En hoe meer jy vas, hoe groter gaan jou geeshonger word. So jy het partykeer al gevoel, né? Jy's lus vir ietsie. Jy's nou baie lus vir iets, maar jy weet nie wat dit is nie. Dan gaan ek na die yskas toe, ek pesel bietjie daar, ek gaan na die koskas toe, gaan na die snacklaai toe, pesel bietjie. Later as ek versadig gepesel, maar ek het nou nog nie daai iets gekry waarvoor ek nou eintlik lus was nie, né? Jou geeshonger. Jy het eintlik 'n behoefte aan die woord van God. Geeshonger, dis wat vas my geleer het. En hierdie jaar herinner Heilige Gees my, daar's 'n skrif wat sê, God se woord is so soet soos honing. His word is as sweet as honey. En ek dink by myself, wat as? Wanneer ek daai behoefte na ietsie soets kry, hier in die aand, na aandete, ietsie soets, is dit nie eintlik my gees wat sê, I'm longing for the word of God, I'm longing for that pot of honey. Wat as? Wat as? Ons maak puddings vir Afrika. Wat as jy eintlik net 'n stukkie woord nodig het, né? Jou gees is honger vir God se woord, want in elkeen van ons is daar 'n ruimte wat net hy kan vul. En dan
Waarom dink julle, is daar so min mense wat weet van die Bybelse vas? Miskien sit hier 'n klomp van julle wat experts is, wat vir my kan vertel hoe vas werk. Maar dalk is daar van julle hier vandag, wat net soos ek nie 'n klou gehad het, dat vas actually iets is wat op God se hart lê. En dat hy ons wil seën, en wil losmaak, en vrymaak van 'n klomp goed wat ons bind en vashou en terughou, nie? As jy vandag een van daai is, wat vir die eerste keer hoor van vas, dan wil ek jou uitnooi om jouself tydens 'n vas aan God te onderwerp. Jakobus 4 sê, onderwerp jouself aan God, staan die vyand te, en hy sal van jou af weggaan. Hy sal van jou af weggaan. Nie maybe, of as jy lank genoeg vas, of jy weet, as nie. Hy sal van jou af weggaan, wanneer jy jouself aan God onderwerp. So die Griekse filosofe byvoorbeeld, daar's 'n hele klomp van hulle wat meer as 500 jaar voor Christus reeds gevas het, en baie van hulle het gevra dat hulle studente ook moet vas, sodat hulle gedagtes, nuwe patrone, nuwe gedagtes kan kry. Daar's ook Bybelse figure wat gevas het. Moses het byvoorbeeld 40 dae lank gevas, voordat hy die 10 gebooie gekry het. Ons weet, Jesus het vir 40 dae lank gevas, toe hy in die woestyn was. Jesus se disippels het gevas, en selfs die fariseërs het gevas. Want hulle kom op 'n stadium by Jesus, en dan sê hulle, Here, so hoekom vas ons, maar die disippels vas nie? En dan sê Jesus, maar hoe kan die bruilofsgaste vas, as die bruidegom hier by hulle is? Want vas gaan eintlik daaroor dat ons God duideliker sal sien, duideliker beleef, dat ons vir hom goed kan vra, dat ons daai connection baie sterker kan bou, né? Boonbehalwe nou die onderwerping. En wanneer Jesus daar in hulle teenwoordigheid is, kan hulle hom sien, en kan hulle vir hom enige iets vra wat hulle wil. So dit was en toe sê Jesus, maar as ek later weggaan, dan sal hulle weer vas, né? So daar bevestig Jesus, dat elkeen van ons wat hom ken en hom volg, ook sal vas. Ja, daar's ook historiese figure wat gevas het, soos Martin Luther, John Wesley, Andrew Murray, as 'n klomp van hulle wat gevas het en deurbraak gekry het, en wie se lewens, omdat hulle self aan God onderwerp het, nee, in nederigheid hulle self aan God onderwerp, daarom het God hulle verhoog. 'n Mens kan nie hulle self verhoog nie. God is die een wat jou verhoog. En dan Efesiërs 6 praat van, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke bose gees in die lug. Daar's 'n stryd in die geesrealm. So toe Christus aan die kruis gesterf het, hy reeds die prys betaal, sodat elkeen van ons vry kan wees, sodat ons in autoriteit kan leef. So hierdie stryd gaan om daai staans te behou. Want die vyand wil kom en hy wil jou stamp. Hy wil jou met alle golwe wil hy vir jou laat stamp, hy wil jou mislei met leuns, hy wil jou vasketting, hy wil jou omgooi, sodat jy jou staans kan verloor. Want jy staan alreeds in oorwinning. Maar baie van ons is so vasgeketting met 'n klomp goed, dat jy eintlik nie meer weet wat oorwinning is nie. So wanneer jy vas, dan raak jy al meer los van hierdie goed wat jou bind. So waarom is die Bybel se vas so onbekend? Want hierdie vyand wat ons het, en hierdie stryd om ons om te stamp, die vyand weet nou al, hy kan nie vir ons sê dat die Bybel nie die waarheid is nie. Daar is al te veel bewyse, en uit die geskiedenis uit, dat die Bybel wel die waarheid is. Die wetenskap het ook al bewys dat die Bybel waarheid. So wat hy nou doen is, die Bybelvertalings begin hier en daar 'n woordjie en 'n versie uitlaat, en die bedoeling van die woord word so 'n bietjie verdraai. So as jy agter my op die skerm kyk, sal jy sien, Matteus 6 vers 16, sê in die meeste vertalings, wanneer jy vas. So, vas is nie 'n opsie nie, dit is wanneer jy daarby uitkom, verjaar, hierdie week, whenever, ook al. Die Afrikaans 53, ek het nou in blou gemerk, al die Afrikaanse vertalings, 53 en 'n hele klomp ander praat van wanneer jy vas, né? Heeltemal reg, dit is die oorspronklike vertaling. En dan Afrikaans 83 vertaling sê, as jy vas, jy weet, as jy so voel, as jy daarby uitkom, as. En hier wil ek dadelik vir jou sê, as jy byvoorbeeld nog nooit geweet het van vas nie, jy gaan nie jou saligheid verloor nie. Glad nie.
Vas is net iets wat jou losser en vryer maak. So 'n mens se lewe, you can start prospering, jy kan vooruitgaan in die lewe. Daar's 'n klomp nuwe strategieë wat die Here vir jou wil aangee. Daar's 'n klomp nuwe denkpatrone wat hy vir jou wil aangee. Hy wil jou seën, maar die vyand hou jou terug. So vas maak ons los en vry die oomblik as jy jouself aan God begin onderwerp. En die Griekse woord vir wanneer is hutan. Dit beteken as often as, when. Die woord wat in die oorspronklike vertaling was, is nie as jy vas nie. Dis wanneer jy vas. Wanneer jy op daai plek kom en jy voel jou vlees is nou so groot en jou geeskomponent het klein gekrimp, dan vas ons, want ons wil graag die vleesmens onderdruk. Die vleesmens moet weer op sy plek kom onder die gesag van Jesus Christus en onder die gesag van die woord in. So daai skrifgedeelte Matteus 6 vers 16 sê, wanneer julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. So eintlik is vas 'n baie geheime praktyk, né? Jy is nie veronderstel om vir mense te sê, hierdie week is dit my vasweek. Glad nie. Glad nie. Vas gaan nie oor ander mense nie. Dit gaan net oor my verhouding met God. My onderwerping aan God, né? Dis 'n geheime saak hierdie. Want die oomblik as jy dit begine sê, dan kom pride in, want ek is nou so bietjie beter as die res. Ek is net so trappie onder kan die hemel, verstaan julle? No ways. En ek kan jou sê, in hierdie 18 jaar wat ek hierdie pad van Bybelse vas, dit raak nie makliker nie. Dit raak moeiliker. My huisgesin kan vir jou sê, wanneer ek vas, is ek nie altyd die beste weergawe van myself nie, want die vlees begin te opstaan, mens raak baie keer meer geïrriteerd, ja, moet ook nie dink as jy vas, jy gaan nou skielik hoogheilig wees, en jy gaan engele rond, jy kan dalk engele rondom jou sien, né? Ek het nog nie dit gesien nie, maar dit voel soos elke ander dag, en jy mag dalk dink, daar's eintlik niks besig om te verander nie. Vir wat doen ek dit nou? Vir wat? So ek sou jou aanmoedig, as jy beginne vas, né, gaan sit by die Here en vra vir hom, Here, watter tipe vas? Hoe lank moet ek vas? En jy skryf neer, wat is die goed waarvoor jy wil vas? Want iewers in daai vastyd gaan die vyand jou wil onderbreek en vir jou wil sê, dit was sommer iets wat jy uitgedink het. Die Here het dit nie regtig vir jou gesê nie. Maar as jy dit op papier skryf, dan kan jy vir die vyand sê, dit staan geskryf. En jy gaan elke keer terug daartoe. So die vyand sal byvoorbeeld iets doen soos, wanneer jy vas, ek het al toe my kinders in die laerskool was, kosblikke gepak. Nou as ek besig met 'n vas, en per ongeluk druk ek 'n stukkie kaas in my mond in. So as ek onthou, nie kaas nie, dan, en dis nog in my mond, dan spoeg ek vir met hy trek, maar as ek nou klaar gesluk het, dan sê ek net, jammer Here, en dan gaan ons aan. Jy stop nie die vas nie. God is not fazed by that. Die enemy wil jy sê, daar moet skuldgevoelens wees, en jy moet voel asof jy 'n failure is. No, you take your stand, en jy staan daar, en jy staan op die goed. You will not be moved. So dat niemand sal sien dat jy vas is, behalwe jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Hierdie goed wat jy in die geheim doen, né? Wanneer jy vir armes gee, wanneer jy vas en bid, sonder dat iemand dit daarvan weet, die Here sê, ek sal jou beloon, want jy doen dit vir my, jy doen dit nie vir mense nie. Nog 'n rede hoekom ek vermoed, ons dit in die geheim moet doen is, onthou Efesiërs sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lug, elke mag en gesag, né? Demone is nie alwetend soos God nie. Hulle reageer op dit wat ons sê, en wat ons doen, en wat hulle uit ons liggaamshoudings uit gaan aflei. So as jy nou vir almal gaan sê, hierdie week is maar die vasweek, jy weet, hierdie week safel ons nou lekker, whatever jy sê, oomblik as jy dit sê, you announce it, en dan gaan jy baie meer aanvalle van die vyand afkry. Want jy sê vir hulle, ek haal nou my bazooka uit, ek is nou besig om hierdie vestings van julle op te blaas, want dit is presies wat vas is, né? In die geesrealm, wanneer jy jouself aan God onderwerp, dan is daar 'n klomp goed wat net shatter. Jukke wat gebreek word, jukke waaronder jy nie weer sal kan ingaan nie. Dit is wat in God se koninkryk gebeur. Daar's engele wat besig is om te operate, wanneer ons dit nie eers kan sien nie.
nog 'n gedeelte, ja, fasting breaks the chains. Absoluut waar. Selfs chains waarmee jy gebind was voordat jy vas ontdek het, né? Ek het 'n agtergrond wat nie altyd so mooi was nie. Ouerhuis waar ek kom, so daar's goed waarvan ek moes ontslaa raak. En tydens vas gebeur hierdie goed sonder dat jy eintlik eers daarvan weet. Met verloop van tyd besef 'n mens, "Haai, hierdie ietsie is weg. Daai ietsie is weg." Ja. En dan in Matteus 17 vers 21, julle weet dis daai gedeelte waar die pa bring sy seun wat aan epilepsie ly. Die demoon gooi hom op die grond neer, kom skyn by sy mond uit en dan kom hulle, dan sê hy, "Help asseblief," want hy gooi hom in die water en die vuur en hy maak homself seer. En dan kom hy by die disippels en sê, "Help asseblief, dryf hierdie demoon uit." En die disippels probeer, maar hulle kon nie dit reg kry nie. Dan kom hulle by Jesus uit en Jesus spreek die demoon hard aan en die demoon gaan. As hierdie pa en die kind nou weg is, dan vra die disippels vir die Here, "Maar Here, hoekom kon ons dit nie doen nie?" Dan sê hy vir hulle, eers praat hy oor hulle klein geloof en dan sê hy, sommige van hierdie geslag kan net uitgaan deur gebed en vas. So daar is sommige vertalings waar daai hele vers 21 uithaal. Gaan kyk bietjie, jy sien tot by vers 20, vers 21 is gone, verdamp. En dan weer vers 22. So as ek wil weet of 'n Bybelvertaling 'n goeie vertaling is, blaai ek heel eers na daai skrifgedeelte toe. Die vyand is so bang dat jy gaan weet van vas, dat selfs die Bybelvertalings iets spore dat hy wil hê jy mag nie daarvan weet nie, né? En dan Markus 9 vers 9. Kyk net gou hoeveel van die Afrikaanse vertalings, ek het hulle in blou gemerk. Hoeveel van die Afrikaanse vertalings is daai Matteus 17 vers 21 heeltemal weggelaat? En ons wonder, hoekom weet ons nie van vas nie? Baie van die Afrikaanse vertalings haal dit net heeltemal uit. Markus 9 vers 29, dis dieselfde storie, dis net Markus wat nou hierdie storie vertel, dan sê hy sê vir hulle, hierdie geslag kan met niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Daai woordjie vas is nog in die 53 vertaling, maar in die 83 vertaling, die boodskapvertaling, Afrikaans 20 en die nuwe lewende vertaling, is daai woordjie vas uitgelaat. Why? In die oorspronklike Grieks staan die woord vas daar in die manuskrip, maar dit is uitgelaat, want die vyand weet wat 'n gevaarlike tool dit in die hand van 'n Christen is. Hy weet met hoeveel autoriteit jy kan optree wanneer jy jouself aan God onderwerp. So wat is vas? Vas is 'n vrywillige onderwerping aan God. Dis nie 'n wet of 'n reël nie. Jy gaan nie gestraf word as jy nie vas nie. Jy kom eintlik en jy kom meld aan. En jy sê, Here, ek kom klim as ware op u operasietafel, sodat u 'n diep werk binne in my kan kom doen. Here, kom trek alles net in lyn met u wil, in lyn met u woord, in lyn met u gesag, met u koninkryksplan vir my. Here, daai lewensdoel waarvoor u my geskep het, kom trek my net alles so in lyn. Kom, ek vertrou u so baie, Here, kom doen 'n diep werk in my. So dis onderwerping sodat God die werk kan doen. Dis onmoontlik om God te kan manipuleer, want God is 'n rots. Hy is vas. Hy's regverdig. Hy's altyd dieselfde. Hy is die Alfa en die Omega. God kan nie verander nie. Ons kan nie God se karakter verander nie. Ons kan nie sy aard verander nie. Maar tydens vas kan ek verander. My hart kan verander. My gesindheid kan verander. My denke kan verander. My perspektiewe kan verander. So die verandering vind hier binne my plaas. Die verandering vind nie by God plaas nie. Want hy is altyd dieselfde. Jy kan nou byvoorbeeld nou nie gaan vas vir daai Grand Mercedes wat jy gesien het nie, né? So 'n tipe vas gaan glad nie eers aan. God gaan nie eers aan, maar dit gaan glad nie iets wees nie. Dit wil vir die vas met iets wat in lyn is met God se wil en sy woord. Fasting is more than replacing. It is more about replacing and not abstaining. Daai vorige slide.
Ja, fasting is more about replacing than it is about abstaining. Dis meer as net jou liggaam van kos ontneem. Jy vervang eintlik daai tyd wat jy sou spandeer aan kos maak en kos eet met meer tyd in God se woord, meer tyd in gebed. So meestal tydens vas byvoorbeeld minder TV kyk, minder sosiale media. Jy skuif as wêreld die wêreld so 'n bietjie terug en jy maak 'n bietjie meer plek vir God, né? Maak meer plek vir hom, sodat meer plek in jou kop, in jou tydsraamwerk in 'n dag, meer tyd in jou dagboek ook. Daar's hierdie tipes vas waaroor ek al reeds gepraat het. So iets soos die Daniël vas byvoorbeeld, né, vrugte, groente, water. Dit is presies die tipe vas waarop Daniël en sy 3 vriende was voordat hulle in die vuuroond gegooi was. Julle onthou daai ene? En hulle kom daar uit. Al daar is nog 'n hemelse wese saam met hulle daarin. Jesus self was saam met hulle in 'n vuuroond gewees en hulle kom daar uit en hulle ruik nie eers na rook nie. Bietjie later in Daniël vertel hy hoe hy vir 3 weke lank gevas het en dan aan die einde van hierdie vas dan kom engel Gabriël na hom toe en hy sê, Daniël, God het die eerste dag toe jy gevas het al jou hart gehoor. Maar ek is in die geesrealm opgehou deur die engel van die koning van Persië. Ek het 'n geveg gehad met hom, met die engel van koning van Persië. En toe Michael my kom help. En dis hoekom ek vir 21 dae lank opgehou was daar. So dis waar die naam die 21 dae Daniël vas vandaan kom. So jy sal nooit weet watter geveg daar in die geesrealm plaasvind terwyl jy besig is om te vas nie. Hoe beautiful is dit, né? Dat jou onderwerping kan beteken dat God se engele besig is om 'n klomp gevegte namens jou te wen. Because the battle is never ours. The battle is always belongs to the Lord, né? Hy vra net dat ons hart en ons gedagtes en ons liggaam aan hom sal onderwerp. Dit laat my nou eintlik dink aan Romeine 12 vers 1 wat sê dat ons liggaam 'n heilige offer sal wees, 'n lewende en 'n heilige offer sal wees. So tydens vas offer jy jou liggaam en die behoeftes van jou liggaam offer jy op. En in vers 2 sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk raak nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So wanneer jy vas, dan laat jy toe. Jy kom meld aan dat God jou verander en jou gedagtes net maak, want dan sal jy kan onderskei wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So ons onderskeidingsvermoë raak next level wanneer ons toelaat dat hy ons gedagtes net maak. Wat is die verskil tussen die intermittent fasting waarvan jy so baie lees op sosiale media en die Bybelse vas? So die Bybelse vas gaan primêr oor kos en daar's altyd gebed saam met dit. So jy kry die voordele, die fisiese voordele van vas en jy kry ook die geestelike voordele van die gebedskant, né? Intermittent fasting kry jy net die voordele van die fisiese. Jy mis ongelukkig nou uit op die geestelike voordele daarvan, né? In volgende slide. Lisa Beweer sê so mooi. Fast changes the way you see. Ja, die manier waarop jy na die wêreld kyk. Maar die dieet verander net hoe jou lyf lyk. So watter een begeer jy? As jy vas, iemand het my net nou vertel, iemand het die boek gekoop en het gevas en sy het so baie gewig verloor as 'n bonus. Die fokus is nooit gewigsverlies nie, né? Dis 'n addisionele bonus. So wanneer jy besig is om te vas en die vyand kom sê vir jou, jy's nou besig om baie lekker gewig te verloor, né? Ignoreer dit. Klim nie eers op 'n skaal nie, niks van die aard nie, sodat hy nie pride in jou kop kan kom sit nie. Onderwerping, jy wil nie met naby pride kom nie. Prayer and fasting, the first links us to heaven, prayer links us to heaven, and the second separates us from earth. Charles Spurgeon. So vas maak jou so 'n bietjie los van die aarde. Jy wil eintlik jou vleesmens aan God onderwerp, onder sy gesag, onder sy wil in. Next one. So wat gebeur tydens vas? Ons het reeds gesê dis onderwerping. Jy skuif die wêreld bietjie een kant toe. Jy verruil die vleeslike vir die geestelike. So daai woordjie kos wat flesh is, wat tydelik is, skuif jy een kant toe en jy verruil dit vir iets wat geestelik is en iets wat vir ewig is.
Maar die deurbrake en alles wat jy wen tydens vas, is vir ewig. Al daai deure wat oopgesluit word, tydens vas, is ook in die hemel oopgesluit, vir ewig. Dis asof jy die geraas afdraai van die wêreld, want daar's 'n klomp stemme en goed, wat die mense aandag soek die hele tyd, maar wanneer jy vas, dan draai jy die geraas van die wêreld af, sodat 'n mens God se stem baie duidelik kan hoor, en die onderskeiding is net dan next level. Ons het reeds gepraat van die operasietafel, jy ontvang nuwe strategieë. As jy in besigheid byvoorbeeld wil weet, Here, hoe moet ek hierdie jaar vorentoe gaan? Ek vas byvoorbeeld gewoonlik aan die begin van 'n jaar. Net soos wat 'n mens in die oggend jou stilte tyd doen vir die dag wat voor lê, né? Die eerste deel van die dag, die beste deel wat jy vir die Here gee. Net soos wat jy jou 10de gee in begin, ek weet nie hoe julle dit gee nie, maar die eerste beste gedeelte van jou finansies vir die Here gee. Net so het ek maar besluit, ek vas aan die begin van 'n jaar, gewoonlik 'n 3 weke Daniel vas, of hoe ook al die Here dit op my hart lê, vir die res van die jaar. En dan sê ek, Here, berei my voor vir besigheid. Wat is die strategie wat ek moet hê vir hierdie jaar? Want elke jaar is anders. Daar's wel sekere patrone, maar dan kom COVID en dinge is heeltemal anders. So elke jaar sê ek, berei my voor. Here, kom verander my, sodat ek 'n tool kan wees, wat hierdie jaar kan aanpak, dat ek 'n leiding kan vat in my besigheid en my personeel, wat weet wat die volgende jaar gaan inhou. Gebed, baie goed, maar vas breek dit. So gewone gebed, né, kan baie van die goed breek, maar dit het nie dieselfde effek as wanneer 'n mens vas nie. Hoekom nie? Wanneer jy vas, dan begin 'n mens, net soos wat jou fisiese liggaam honger is vir iets, né, begin daar 'n yearning, ek weet nou nie die Afrikaanse woord nie, maar jy kry 'n verlange in jou binneste, 'n ernstige begeerte in jou binneste, na 'n deurbraak of vir iets. En wanneer jy dit begin voor die Here begin sit en daar volgens begin bid, dan is dit amper asof jy 'n streep in die sand trek en jy sê vir die vyand, tot hier toe en nie verder nie. Jy het nie die reg om verder in te meng in my finansies, in my gesondheid of in my verhoudinge nie. Jy trek 'n streep in die sand vir die vyand en jy sê, basta, stop dit. Jy onderwerp jouself aan God, jy staan die vyand teë en hy sal van jou af weggaan. So wanneer jy daai staat, mens kry 'n ander tipe vastrap plek, wanneer jou vlees so verlang na die kos, né? Ander tipe vastrap plek, dus ek kry amper so goddelike grimmigheid in my binneste. En wanneer jy bid vanuit daai vastrap plek af, dan lanceer jou gebede net heeltemal anders. Dis glad nie dieselfde as gebede wat buite vas plaasvind nie. Baie keer selfs lank na 'n vas, sal jy deurbrake van die vas sien. 'n maand, 2 maande, aan die einde van die jaar miskien eers 'n deurbraak sien. Jy gaan nie noodwendig al die deurbrake tydens vas sien nie, maar jou gebede gaan definitief op tot in die 3de hemel. No doubt about that. Want jy bid met 'n anderse tipe ernstigheid en jy bid met 'n anderse tipe autoriteit. Autoriteit is die volgende ding. So Christus het aan die kruis betaal sodat ons volledige autoriteit sal hê, né? Hy sit alles tot ons beskikking. Ons kan heers oor elke mag en gesag op hierdie aarde. Maar nou leef ons in die wêreld en ons is nie van die wêreld nie, maar ons leef in die wêreld. So ons raak so 'n bietjie vermeng met wêreldse perspektiewe, wêreldse sieninge, en ons akkommodeer ander mense en wat. So jou autoriteit, ek wil dit amper vergelyk met 'n bankrekening. As jy R5000 in die bank het, jy 'n bankkaart wat vir jou toegang gee tot daai geld. Is joune, maar as jy jou bankkaart verloor, dan verloor jy toegang tot daardie R5000. Net soos hierdie autoriteit reeds ons sinne. Maar wanneer ons so vermeng raak met die wêreldse goedjies en dan goedjies van buite af op ons kom aanlatch, dan verloor jy so half jou autoriteit. Of jy weet nie meer dat dit joune is nie. Maar wanneer 'n mens begin vas, dis asof jou voete net beter geanker word in geloof. Want ongeloof is natuurlik 'n demoon wat waai, né? En jy tel weer jou geestelike autoriteit op. So vas is een van daai middels of
elemente of praktyke of geestelike dissiplines wat waarmee jy weer jou geestelike autoriteit opneem en you operate in daai geestelike autoriteit. Die vyand gaan nie met jou mors nie, want hy kan sien jy weet wie jy is en jy weet dat God die een is wat kan doen wat hy sê hy kan doen. Geestelike oorlogvoering, ek praat baie daaroor in die boek, gaan lees bietjie oor die arend en die slang. Ek het nou genoeg tyd om alles te verduidelik nie, en jy bevoordeel selfs jou nageslag, wanneer jy begin vas, wat die goedjies van jou afval, gaan ook van jou kinders afval, veral as jou kinders nog onder 12 jaar is, dit val van hulle af, jy kan een wees wat intree vir hulle toekoms. God se woord sê in Jesaja 58, wanneer ons vas, dan gaan hy voor ons uit en hy maak die pad gelyk, en die magtige teenwoordigheid van Here kom agter jou aan, there's no whiplash. Wie wil nie dit hê nie? Jy word geherkalibreer as elkeen van ons 'n instrument is in God se hand, wat hy graag wil gebruik. 'n Instrument moet so nou en dan geherkalibreer word, né? Dat hy 'n fyn meetinstrument, of dalk is jy 'n musiekinstrument, dalk is jy 'n meetinstrument. Wanneer jy vas, dan word jy weer gefine-tune, sodat jy in lyn is met God se woord, in lyn met sy wil, in lyn met die lewensdoel wat hy vir elkeen van ons in gedagte het. Jy raak meer bruikbaar. Ek dink is in Thessalonisense waar daar staan. In elke huis is daar voorwerpe van hout en klei, wat vir alledaagse gebruik is. En dan is daar ook voorwerpe van silwer en goud, wat vir besondere gebruik is. En wanneer jy jouself reinig van die ongeregtigheid, dan word jy 'n voorwerp vir besondere gebruik. Dis presies wat gebeur wanneer jy vas. Jy reinig jouself van ongeregtigheid. Goedertjies waarvan jy nie eens van geweet het nie, raak weg. En jy raak 'n voorwerp of 'n instrument vir besondere gebruik. Next slide. Okay, so vas is ook eintlik 'n intensiewe vorm van heiligmaking, né? Ons kyk in God se woord, en heiligmaking is mos so die hele proses. Nadat ons tot bekering gekom het ons al hierdie voorbeelde wat Christus vir ons wil gee, maar die vlees is daai enetjie wat so karring aan ons, en wat so nou en dan nog 'n bietjie slegte gewoontetjies kom uitpop en so. So vas is 'n intensiewe vorm van heiligmaking. Baie keer, ek wil amper sê elke keer wat ek vas, is die Here besig om so baie saggies en baie subtiel vir my uit te, hierdie ietsie is nie so mooi nie, werk 'n bietjie hier aan, doen 'n bietjie ietsie hier, so hy wys mens baie keer jou blind spots uit, né? Goed, wat alle mense kan sien, wat jy self nie kan sien nie. Maar dis 'n gentle Holy Spirit. Hy's nooit judging nie, hy's altyd daar om jou te help, hy's altyd daar om jou te bevoordeel, in jou eie unieke pad. Ek gaan weer kom by die bevryding wat plaasvind. Jesaja 58, God begin dit te sê, is die vas wat ek wil hê, nie om die jukke te breek, om mense wat onregverdig gevange te hou word, te bevry nie. So op daai punt, terwyl ek besig is om die boek te skryf, wys die Here my dat om te vas is amper soos om 'n skaapie te wees wat deur 'n dipgat gaan. Ek het op 'n skaapplaas groot geword, Mamasbury. So, weet nie of van julle ken 'n dipgat nie. So wat hulle gewoonlik een keer 'n jaar doen, is hierdie skape gaan deur 'n dipgat om ontslae te raak van uitwendige parasiete. So dit is so 'n ramp wat afgaan, en dan is daar 'n gat, en dan is weer 'n ramp wat uitgaan aan die ander kant. Hierdie gat word vol water gemaak, dan word daar dipmiddel bygegooi. Dit is chemikalieë wat nou die parasiete doodmaak. Skapies word in 'n drukgang gejaag tot daar. Hulle gaan daarin en swem hulle nou so, as hulle koppies net so uitsteek, dan is daar so 'n stok waarmee hulle net agter die nek net so vinnig afgedip word, dat die water net oor die kop gaan, en dan klim hulle aan die ander kant weer uit. En dan al die boslesse en snaakse goetertjies wat nou aan hulle kom latch het, val dan af. En die Here wys vir my, Jesus is die goeie herder. Ons is sy skapies. En wanneer sy skapies deur vasgaan, dan is ons eintlik besig, omdat ons onsself aan hom onderwerp, you bow so low down, the enemy can't go there, en dan skiet hulle van jou af. Nee? Hierdie goedjies, daar kom ons so goedjies soos
bietjie hoogmoed, bietjie skinder, bietjie dit, bietjie dat, whatever dit ook al is, bietjie vergelyking, bietjie name it. Kom latch mos so op ons, amper soos uitwendige parasiete. Maar wanneer jy deur daai dip gaan, wanneer jy besig is om te vas, dan buig jy so laag af voor God. Die vyand, veral hoogmoed, kan nie buig nie. Hy's 'n stiff-necked demon. Hy's prideful. Iemand soos 'n narcis sal byvoorbeeld bitter moeilik kan vas. Daar's te veel pride, daar sal altyd 'n verskoning wees hoekom hulle nie kan vas nie. Ja, maar as dit klein stukkies is, hy sal baie, baie maklik van jou afgaan, sodat 'n mens weer in humility kan operate. En dan wil ek graag net kom by, die fisiese voordele. Skus. Dan is daar nog een, terwyl ek besig was om hierdie boek te skryf, né? So hierdie laaste twee goed staan nêrens op die internet of op sosiale media, en julle is bevoorreg om dit first hand from heaven te kry, né? So die Here wys my in oggend vroeg, ek onthou my ma vetkoeke gebak het in 'n braaipan met so 'n klein bietjie olie, en die vetkoeke wat sy gemaak het was van bakpoeier gewees. En as klein kindjie het ek myself vergaap aan hoe hierdie vetkoeke so uitgereis het en so groot geraak het. Dit was net vir my te wonderlik om te sien. En ek kan nie onthou of dit 'n visioen is of ek het gedroom het nie, maar ek onthou, nou dink ek met myself, sjoe, en as 'n mens nou vetkoeke maak met suurdeeg, dan gaan hulle nou nog groter raak. En jy weet mos, dan maak hy sulke holtes in die binnekant, dus die gasse mos nou vir meer sulke holtes, so is baie beïndrukwekkend van buite af, maar dis hol in die binnekant, né? Jy kan mos so 'n eclair maak of so, jy kan ietsie daar inspuit. En ek wonder by myself, toe Jesus nou vir mense gewaarsku het teen die suurdeeg van die fariseërs, ek wonder of die fariseërs ook so indrukwekkend van buite was en so hol van binne was, né? En terwyl ek daaraan dink, herinner Heilige Gees my dat toe die Pasga ingestel is die Pasga ingestel met ongesuurde brood. Daar was geen hoogmoed nie, maar die ongesuurde brood het mos vooruitgewys op Jesus wat gaan kom. En met instel van die nagmaal wys weer terug na Jesus se kruisdood toe, ook ingestel met ongesuurde brood, want daar was geen hoogmoed in nie. So wanneer ons vas, dan raak jy daai stukkie brood wat vry raak van enige stukkie hoogmoed wat in jou binneste is. So ek het 'n hele hoofstuk in hierdie boek wat gaan oor hoogmoed. Hoe herken jy hoogmoed in jouself en ander mense? Wat doen 'n mens met hoogmoed? So vas is een van daai goed wat hierdie gees van hoogmoed net kan laat gaan. Want hoogmoed het hierdie eienaardige eienskap, hy soos 'n mantel, wat 'n klomp ander sondes toelaat en verskans en regverdig, sodat 'n mens moeilik daarvan ontslae kan raak. En dan die fisiese voordele van vas, ek het nie genoeg tyd om by alles uit te kom nie, maar ek moet net vir jou sê, as jy die watervas doen, die 3 dae watervas, kan byvoorbeeld iets soos die vroeë stadiums van diabetes, Parkinsons en Alzheimer's, dankie, daai 3, heeltemal omkeer. Daar selfs 'n mediese dokter, Dr. Jepnadas, is 'n Indiese dokter wat vas gebruik om sy pasiënte te help. Monitor hulle natuurlik nou baie goed, maar om van kankers en outoimmuunsiektes en allerlei goed ontslae te raak. So daar's geweldig baie voordele wat God klaar ingebou het in hierdie praktyk. En net soos wat jy deur 'n geestelike reinigingsproses gaan jou liggaam ook deur 'n fisiese reinigingsproses. Ek wil baie graag saam met julle gaan deur Jesaja 58, wat God se woord sê oor vas. Aan die begin dan sê God vir Jesaja, jy moet nou hard praat met hierdie volk. Want God is so teleurgestel dat hulle vas, maar met totale al die verkeerde gesindheid. Hy sê, julle dam mekaar met die vuiste by en julle onderdruk die mense wat vir julle werk. En eintlik sê God, jou hart is nie reg nie wanneer jy vas nie. Jy het geen genade vir die mense rondom jou nie, maar dan verwag jy genade van my af, sê die Here. So dan sê hy in Jesaja 58 vers 6, is die vas wat ek wil hê. Het jy geweet daar's 'n vas wat God graag wil hê? Is die vas wat ek wil hê, nie dit nie. Om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om die verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. Is nie dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat wanneer jy
om so iemand sonder klere sien, dat jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. So God sê, wanneer ons vas, dan moet ons hart so sag wees, teenoor ander mense, soos dat ons wil hê, dat sy hart teenoor ons moet wees. Jy kan nie met 'n harde hart vas nie. Tydens vas moet jou hart al sagter raak, soos wat sy hart vir ons is. En in Suid-Afrika is daar verskriklik baie nood. Mens moet baie mooi ook kyk wanneer jy gee, en waarin jy saai, maar dis 'n topik vir 'n ander dag. En dan vers 8, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag. Jy sal gou herstel. Hy wat jou red sal vooruitgaan en die mag van die Here sal agter jou aankom. Hier staan dit, né? Dit klink amper vir my soos die wolkkolom wat hulle in die woestyn gehad het. Van voor en agter is jy heeltemal beskerm. Dan sal jy roep en hy sal antwoord. Jy sal hom uitroep en hy sal sê, hier is ek. As jy die mense nie meer by jou verdruk nie, en nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn. Hoor jy die woord sal? Dis al die beloftes wat die Here sê. Die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. So, partykeer sê mense, joh, dis nag. Die lig sal vir jou skyn. Al voel dit vir almal rondom jou soos nag. Want jy kry nuwe denke, nuwe strategieë, nuwe perspektiewe, nuwe manier van kyk na presies dieselfde ding. Wat vir jou nag is, sal soos die helder middag word. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorre streke sal hy in jou behoeftes voorsien. Selfs al gaan jy deur koue, dorre streke, sal hy in jou behoeftes voorsien. Jy wat jouself voor God onderwerp, hy sal in jou behoeftes voorsien. Want wanneer ons onsself voor hom verneder, dan sal hy die nederiges, sal hy verhoog. En hy sal jou sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin met volle water. Hoe lyk 'n tuin met volle water? Daar's loewergroen blare, daar's blomme, daar's vrugte. Jy gaan iets hê om vir ander mense aan te gee. Dit gaan aangenaam wees om naby so 'n tuin te wees. En jy sal wees soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Wie wat in bediening is, wil nie wees. Wie nie vertrek, wil nie wees soos 'n fontein waarvan die water nooit opdroog nie. Strome lewende water wat uit jou binneste uitvloei, né? Uit God se teenwoordigheid uit. Nommer 12. Jou mense sal die ou puinhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte lank bestaan, sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou en sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. Jy sal 'n herbouer en 'n hersteller wees. Jy so baie beloftes wat die Here vir ons sê, wanneer jy vas, wanneer jy kans sien om my so baie te vertrou, dat ek 'n diep werk in jou binneste kind. As jy kans sien om jouself aan my te onderwerp, dan is daar 'n geveg in die geesrealm, just for you. Just for you. God wil graag vir jou wonderlike goed gee. Dan, aan die einde van hierdie hele Jesaja 58, wat alles gaan oor die vas, is daar hierdie vreemde, 2 snaakse sinnetjies, versies, oor die Sabbat. So vir baie lank het ek gedink, jene, Jesaja was seker 'n bietjie aandag afleibaar geweest, né? Want dit het eintlik die Sabbat met so niks te doen met die vas nie. Terwyl ek besig was om hierdie boek te skryf, in my stilte tyd, sien ek 'n patroon. Ek sien in die Nuwe Testament, praat eers oor die vas in Markus 2 vers 18 tot 22 oor die vas en daarna oor die Sabbat. In Lukas 5, dis die laaste gedeelte van Lukas 5, praat hy oor die vas en die eerste gedeelte van Lukas 6 oor die Sabbat. Dieselfde patroon gebeur weer in Matteus. En ek sê, Here, dit is nie toeval nie. Wat is die verband tussen die Sabbat en die vas? Ek praat nie van die Sabbat soos die wettiese onderhouding daarvan, soos wat die Jode dit gedoen het. Ek praat van 'n rusdag. 'n Rusdag, net soos wat hulle die landerye 6 jaar bewerk het en dan vir 1 jaar braak gelê het, né? In die Bybelse tyd. Baie mense doen dit nou nog so. Rede daarvoor sodat die grond kan herstel en sodat die siklusse van bakterieë en van parasiete wat in die grond is, gebreek kan word, sodat hierdie parasiete nie kan aanhou om te vermeerder op landerye nie. So as dit 'n praktyk is wat in landbou is dit seker 'n praktyk in ons lewens ook, want die vyand wil ons so haastig en so vinnig laat beweeg, dat jy nie eintlik by die Here moet gaan uitkom nie.
Hy kan nie meer vir jou sê dat die Bybel nie waar is nie. En daarom het hy ander tegnieke, soos om ons haastig en besig te maak. Maar wanneer jy 'n rusdag neem, of dit nou op 'n Sondag is of op watter dag dit is, dan is jy eintlik om weer besig om plek te maak vir God. Meer ruimte vir God. In jou skedule, in jou tyd, meer ruimte vir God in jou finansies, meer ruimte vir God, né? Presies dieselfde as vas. So vas en die Sabbat, reken ek, is besig om grense vir die vyand in te stel. Jy weet daai boek van Henry Cloud en John Townsend, dit praat oor grense in verhoudinge? Het iemand al ooit gedink dat daar grense kan wees vir die vyand? Hierdie grense word ingestel wanneer ons onsself aan God onderwerp. Dan stel God daai grense, né? Ons maak hierdie keuses om in sy wil te wandel. En dan die laaste slide. O, digitale vas. Ja, so die Bybelse vas gaan primêr oor die onthouding van kos. Daar is natuurlik, jy kan van sosiale media ook vas. Jy kan party mense vas van sjokolade, party mense vas van inkopiesentrums en dis okay. Maar die Bybelse vas gaan oor kos. Want daai begeerte, daai gevoel van ek begeer iets, moet jy aan jou lyf kan voel. En wanneer jy dit aan jou lyf voel, dan kan 'n mens se gees dit translate tot iets wat jy in die gees begeer. So ja, as daar enige iets anders is in jou lewe wat 'n groot versoeking is, wat jy wil minder maak, dis ook heeltemal reg. Maar die Bybel se vas gaan oor kos. En kos spesifiek omdat daar al gevind is dat wanneer mense alleen is, of wanneer hulle troos nodig het, of verveeld is, dan gaan hulle na kos toe, né? Maar eintlik is Heilige Gees ons trooster. Dit is eintlik van stel om by hom uit te kom. Soos verveeld is, hoekom kan jy die woord op en lees en sê, Here, wys my ietsie niets, leer my ietsie niets, né? So deesdae is digitale media, gebruik ons ook soos kos. Wanneer jy hartseer is, wanneer jy alleen is, bietjie verveeld is, dan blaai jy bietjie die digitale goed. So eintlik is ons besig om dit wat God in ons lewe moet wees te vervang met sosiale media. Die digitale goed blur ook die grense tussen werk en gesin. Daar's 'n klomp grense wat geblur word. Identiteit, geslag, allerlei grense wat geblur word. Dis presies wat die vyand probeer doen. Baie meer angstigheid en depressie as gevolg van baie tyd op sosiale media. So dis een van die redes oor verhoudings wat gebreek word. Dis baie hartseer. So navorsing het gevind dat baie van die mammas wat besig is om te borsvoed, vroeër jare sal 'n mamma 'n baba vashou en borsvoed en hierdie mamma en baba sal in mekaar se oë kyk en sal cuddle en voel en geluidjies maak en dan word 'n deep connection gevorm. Deesdae sal mammas op hulle fone blaai terwyl hulle baba borsvoed en daai verhouding, daai connection gaan heeltemal verlore. Ek sien hoe ouers by sportbyeenkomste opdaag en hulle is meer op hulle fone as wat hulle kyk hoe die kind besig is om op die veld te wees. Ek sien mense by restaurante waar 'n man en 'n vrou 'n date night het, maar 'n date night op hulle fone. Connection. God is all about connection. Vader, Seun, Heilige Gees. All about connection. Nie soos die ander gelowe waar Buddha, whatever, Allah, whatever, net een is nie. He's all about connection. En hy wil hê ons in mekaar weer in die oë kan kyk. So Dr. Darren White het byvoorbeeld 40 dae digitale vas met sy gemeente gedoen. Ek het nie eers tyd om in detail in te gaan nie. So wat, jy bære nie jou foon in 'n kluis nie. Jy vat die foon en maak hierdie skerm wat wit en swart is, wat kleur is, maak jy wit en swart. Sodat mense sal besef dat die wêreld rondom ons baie meer kleurvol en baie meer aangenaam is as hierdie skerm. Want op die oomblik dink ons mos hierdie boksie is die alfa en die omega. Haal al die apps af wat jou tyd steel. So daar kan 'n kamera op wees, daar kan 'n sakrekenaar op wees, disfunksionele goed. Jy kan nog bel, maar al die ander goedertjies haal dit af. Beperk jou tyd op die foon, sodat jy net sekere tye van die dag op jou foon is. So, wat hulle nou gevind het, is in hierdie 40 dae, die eerste 10 dae was moeilik geweest. Het gevoel soos onttrekking. Die hande voel die hele tyd, hulle wil nou iets doen. Hulle weet nie eintlik wat moet jy nou doen nie, né? Tydens die digitale vas, as jy nie weet wat moet doen nie, spandeer tyd met die mense in jou gesin of spandeer meer tyd in die woord. Hy sê tydens die tweede
'n sessie van 10 dae, het hy begin sien, die sonsondergang is so mooi. Hy voel die gras onder sy voete en hy besef, die wêreld rondom my is so mooi en hy eer die Here daarvoor, né? God gets the glory. Wie get the glory as ons op 'n selfone is? Wêreldse goed, né? Hy sê in die 3de fase, sien hy een keer hoe sy dogtertjie op die trampolien spring. Hy hoor haar lag. Hierdie hele toneeltjie wat voor hom afspeel, die hond se stert wat waai en hy is so bewus van die emosie en alles wat rondom is en hy besef, hierdie is 'n beter wêreld. En hulle is meer connected met mekaar. Hy sien sy tienerdogter hierdie vertrek stap en skielik sien hy maar iets was nie lekker vandag by die skool gewees het. Dis iets wat hy heeltemal sou gemis het as hy die hele tyd op sy foon was. En dan in die laaste 10 dae dan sê hy, en dan kan 'n mens nou hierdie keuse maak en besluit watter van hierdie goed wat op jou foon was, wil jy weer terug hê en watter daarvan het jy mos eintlik nie nodig nie. Jy neem weer beheer van jou eie lewe terug waar digitale media dit eintlik van ons kom steel het, né? En dan digitale vas, die laaste ene, ek sluit af met hierdie ene. Ek is vandag van mening dat dit 'n vas, die Bybelse vas, ons ook beskerm. So in 2008 het ek die vas ontdek en vir die eerste 7 jaar gevas in die begin van die jaar vir die jaar wat voorlê. En dan jy weet 2015 rond. So ek is die een wat vas vir ons familie, ons gesin. Dink ek vir myself, is dit nou regtig nodig dat ek begin van Januarie met vas? Almal is besig om roomys te eet by die see. Ek kan nou nie die roomys by die see doen nie, né? Is dit nou regtig nodig? Moet ek nou regtig, hoor gou die pride, moet ek nou regtig vir almal intree? Moet ek nou regtig vir al die extended family? Kan hulle nie maar self asseblief begin vas nie, né? Hoor julle die pride? Hoor jy ook dit klink soos die slang wat vir Eva gesê het God regtig gesê julle mag van al die bome eet? Het God regtig gesê, né? So die vyand kom sê vir my, moet jy nou regtig hierdie jaar ook vas? Kan jy nie net 'n bietjie 'n vacation vat van hierdie vas nie? So 2015 was die jaar waarop ek daar simptome by my begin ontstaan het. 2016 is ek gediagnoseer met skleroderma. Dit is 'n outo-immuunsiekte wat 5 orgaanstelsels affekteer: hart, niere, longe, spysverteringsstelsel en die vel. 3 jaar later, 2019, het ek met nierversaking in die hospitaal beland. Gary en Rona was daar by my gewees, het vir my gebid in die hospitaal, het vir my gebid in die kerk ook. Die niere het gaan draai by 13%, net voor ons met dialyse begin het. En toe ek uit die hospitaal het ontslaan, begin 2020 was daar 'n erge emosionele insident van 'n familie, nabye familielid op my. Ek het dan posttraumatiese stres begin ly, ontwikkel en ek gaan vir berading en die raad was, breek kontak met hierdie toksiese persoon. Het was verskriklik moeilik. Ek praat in my eerste boek, Bakens van Geloof, praat ek in 1 hoofstuk oor trauma en die verband tussen childhood trauma en die ontstaan van outo-immuunsiektes, want daar is 'n link en mediese weet ook daarvan. Gaan nie nou daaroor uitbrei nie. Maar 2 jaar nadat ek hierdie kontak gebreek het, so daar is nou nie meer hierdie toksiese persoon wat toksiese emotional goed op mens afgooi nie. Hoor net hoe amazing die Here ons gemaak. So daar is nie die niere wat fisies toksiese goed uitskei, sukkel wanneer daar 'n emotional toxins in jou lewe is. Toe daai persoon nie meer daar is nie, het die niere begin herstel tot 58% herstel, net omdat daai persoon nie meer in my lewe teenwoordig was nie. So daai eerste gedeelte tot by 2022 is in die boek, maar die boek is in 2023 vrygestel, so daai laaste 2 goedjies is nie in die boek nie. In 2024, 22 Julie 2024 het ek 'n droom gehad. En ek droom vroeg die oggend, ek dink dit was 'n droom geweest. Dis donker, ek lê in my bed en iemand kom van my linkerkant af om my so op te tel. Maar dis iemand wat ek ken, is glad nie bang, niks nie. Dis iemand wat ek ken, ek weet net nie wie dit is nie. So ek dink dit is dalk my man. So ek sê, "François, is dit jy?" En die persoon huiwer so 'n bietjie. "Yes, julle, maar ek kan die hitte van sy gesig hier by my voel. Dit is so intiem, dit is so koesterend.
En weer sê ek, François, het jy? En die volgende oomblik hoor ek, hoe sê hy, hoe weet jy nie, dat het ek is nie? En toe hy praat, toe weet ek dis Jesus, want sy skape ken sy stem. En natuurlijk gaan ek hom herken. Ons praat dan al vir jare. Ek het net nie geweet dat God se teenwoordigheid so warm en intiem en comforting kan wees, soos my lewensmaat se teenwoordigheid nie. Ek was op cloud 9 vir dae daarna. 2 weke later kom ek by die herbalist, want ek het so kruie medikasie gebruik saam met die chemomedikasie. En die persoon uit so masjien wat mense evalueer, sy sê vir my, in watter organe was die scleroderma nou weer aktief gewees? Sy toets elkeen van die organe en nêrens kry sy scleroderma aktiwiteit nie. So, sy vermoed nou dat die immuunstelsel is nie besig om die liggaam verder te affekteer en verder af te takel nie. Die skade wat daar is daar, en ons gaan probeer om het reg te kry, maar die liggaam is nie besig om verder te verswak nie. So ek ry daar weg en my vlees vra instinktief, is dit nou op daai stadium 8 jaar se chemomedikasie waardeur ek is dit die 6 maande se herbal medication? En dan onthou ek net Jesus se woorde wat sê, hoe weet jy nie, dat het ek is nie? En 'n jaar later, verlede jaar, Oktober, wys die bloedtoetse by die reumatoloog, 'n mediese dokter, sy bloedtoetse wys dat die longe 100% herstel het. En ek weet vandag dat Jesus my in 'n droom aangeraak het en die scleroderma gestop het. So al maak 'n mens 'n fout, soos my fout was, pride, om in 1 jaar net te vas het, terwyl ek geweet het, dit is goed vir my om te vas. Wat sê God se woord, as jy weet iets is reg om te doen, en jy doen dit nie, dan is dit sonde, né? So, die vyand het net 'n foothold daarin gekry. Ja, dit is 'n moeilike pad, en ja, daar is uitdagings, but boy, oh boy, ek beleef die Here se teenwoordigheid, next level. Hy is in elke dag se struggle. So in winter het ek bietjie uitdagings met my hande. Die bloedtoevoer is nie so lekker nie, so daar's baie seer plekke, dit is partykeer so seer dat ek sukkel met 'n knoop en 'n ritsluiter. So ek kan vir 21 jaar lank 'n baie suksesvolle besigheid hê. Ek kan boeke skryf, maar daar's dae wat vir my so moeilik is dat ek nie 'n knoop en 'n ritsluiter kan hanteer nie. En bars ek in trane uit. It's just too much. Maar dis daai oomblik wat ek die Here eer en sê, dankie Here, dat iets so pynlik soos dit my so naby U kan hou, want my afhanklikheid van Hom is meer as ooit in my hele lewe. Ek prys die Here daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus, die naam wat mag en gesag het, oor elke ander mag en gesag. Here, ek eer U vir elke persoon wat hier sit. Ek bid U seëninge oor hulle liggaam, hulle hart, siel, gedagtes, hulle finansies, hulle verhoudinge, Here. Ek bid vir elke familie wat hier verteenwoordig word. Dankie Here dat U 'n powerful toekoms vir hulle gedagte het, Here. Dankie vir hierdie boodskap en ek bid dat dit op vrugbare grond sal val, Here. Thank you that you are a good Father. En dankie vir al die wonderlike goed wat U vir elkeen van hierdie mense in gedagte het. Dankie vir bevryding, dankie vir voorsiening, Here. En dankie vir U koesterende liefde wat die heeltyd rondom ons is. Ons eer U, Vader. Ons loof U. Daar is waarlik niemand soos U nie. Amen. As daar enige van julle is wat gebed nodig het, kom gerus vorentoe. Daar is 'n gebedspan wat baie graag saam met jou wil bid. Dankie.